Goeiemôre gemeente. Ek hoop en ek vertrou dat dit goed gaan met julle elkeen. Baie welkom in vanoggend se erediens. Dit is baie koud hier in Klerksdorp, maar baie dankie dat u die moeite gedoen het om vanoggend op te daag, al is dit koud daar buite. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend gaan kom van Habakuk 3 vers 17 tot 19. En ons tema sluit aan by laasweek se tema. Nogtans sal ek jubel in die Here. So kom ons staan vir die toetrede lied en dan bly ons staan vir die fotomuseum. Psalm 62 verse 2 tot 3 staan. Net by God vind ons rus, van hom kom ons redding. Net hy is ons rots en ons redding, ons veilige vesting, sodat ons vas en stewig staan. Mag die Here ons gebede verhoor, mag hy aan ons sy nabyheid verleen en aan ons sy vrede gee daardeur. Amen. Kom ons sing nou ons lofsang ook saam. Terwyl u so sit,
wil ek vra dat u nou u oë sal toemaak saam met my en net bewus sal raak van u asemhaling. Raak bewus van die asem wat u inneem en die asem wat u uitblaas. Terwyl u bewus is van die asemhaling, vra aan jouself die volgende vraag en antwoord in u gedagtes. Wat is my fisiese omstandighede? Wat is my geestelike omstandighede? Waar bevind ek myself fisies en geestelik tans in my lewe? Hemelse Vader, U ken ons elkeen se diepste hartsgevoelens en U ken ons elkeen se omstandighede. U weet hoe dit met ons fisies en geestelik gaan. En ons bring dit vanoggend na U toe. Ons bring dit na U toe en ons vra, maak ons harte en ons gedagtes oop en ontvanklik vir U woord. Mag ons U woord neem en dit ons eie maak. Dit toepas in ons eie lewe en dit uitleef. Dankie, Here. Dat ons mag weet dat ons nie alleen is nie. Ongeag hoe dit met ons gaan. Amen. Ons lees saam vanuit Habakuk 3 verse 17 tot 19. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie. En die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Geliefdes, ons lees tot sover vanuit die woord van die Here. Habakuk is nie 'n boek wat ons baie lees nie. Maar Habakuk vorm deel van die klein profeteboeke en kenmerkend van hierdie reeks boeke is wanneer ons kyk in al die profete, dan is dit hierdie verhaal van hierdie volk wat hulle rug op die Here draai en ontrou is. En hoe die Here getrou bly ongeag van sy volk se ontrouheid. En ons lees in groot hartseer hoe hierdie volk kort wegdwaal van die Here af. Hulle rug op die Here draai, ongehoorsaamheid in leef. En ons beleef hoe hulle verval in afgodsdiens. En wanneer die volk dan so wegdwaal van die Here af, hulle rug op die Here draai, dan sien ons hoe hulle nader aan die afgodsdiens en die ongehoorsaamheid beweeg en hoe verder hulle dan beweeg van die Here af.
En dan verlang hulle smag na die teenwoordigheid en die nabyheid van die Here. En dan bid hulle tot die Here en hulle pleit en hulle smeek. En dan is die Here hulle weer genadig. En so sien ons hoe die gebeure van die volk keer op keer so uitdraai, dat die Here getrou en genadig bly, ongeag van die volk se afvalligheid. Nou wanneer ons Habakuk lees, dan word daar in hierdie boek gepraat van die fisiese omstandighede, maar ook van die geestelike omstandighede. Nou vanoggend in ons eie lewe het ons die vraag gevra, hoe gaan dit met ons fisies? Hoe gaan dit met ons geestelik? Maar nou met hierdie stukkie agtergrond inligting, moet ons vra, maar wat is ons konteks en ons realiteit? Is daar afgode in my lewe wat belangriker is as die Here? Afgod kan iets sleg wees, maar dit kan ook iets wees wat God goed bedoel het, wat ek belangriker as hy plaas, wat ek bo hom plaas. Is God die eerste prioriteit in my lewe? Maak ek tyd vir sy woord? Maak ek tyd om te bid? Weet ek dat daar in my lewe ongehoorsaamheid is en ek volhard in daardie ongehoorsaamheid? Is ek bewus daarvan dat ek ergens in my lewe my rug op die Here draai? Hoe gaan dit met my fisies? Hoe gaan dit met my geestelik? Wanneer ek na my konteks kyk. Wanneer ek bewus raak van die realiteit waarin ek lewe. So wanneer ons kyk na die boek van Habakuk, dan lees ons dat hulle omstandighede fisies nie maklik was nie. So die boek is ongeveer 600 voor Christus geskryf en dit speel in 'n tyd af waarin dit ekonomies, polities en sosiaal nie goed gegaan het nie. Die kinders van God se lewens was moeilik en uitdagend en onseker gewees. Gelowiges was polities onderdruk gewees deur 'n ander volk. En omdat hulle polities onderdruk was en swaar gekry het onder die onderdrukking, het hulle dikwels vrae gevra en getwyfel in God se betrokkenheid in hulle nood en in hulle lewe. So ons lees in hierdie boek dat hierdie mense in wanhoop is, want hulle kon net nie 'n rede vind om hoop te hê met tye nie. En dan elkeen van ons wat vers 17 lees met 'n bietjie boerdery agtergrond of 'n bietjie plaaskennis sal weet, wanneer die vyebome en die wingerde nie vrugte dra nie, wanneer die oeste misluk, wanneer die beeskrale sonder beeste is, wat beteken dit? Dit beteken dat daar geen sekuriteit is nie. Dat daar 'n tekort gaan wees aan voedsel. Dat daar as gevolg van hierdie realiteit 'n tyd is van droogte en van swaar kry. Dat die fisiese omstandighede so sleg is
dat sommige mense hulle geloof verloor, hulle moed verloor, hulle hoop in die Here verloor. En wanneer ons na ons eie fisiese omstandighede en konteks vandag kyk, dan kan ons die vraag vra, wat kan ons hiermee vergelyk? Is u dalk op 'n plek waar u voel, u net bewus is van die swaar kry en die nood? Dalk maak jy ook die koerant oop of 'n artikel aanlyn oop en jy lees van die onderdrukking en die korrupsie en die bedrog. Ons maak sosiale media of die koerant oop of ons sit die radio aan en ons hoor weer van 'n moord wat plaasgevind het. Iemand wat aangeval is, iemand waarby daar ingebreek is, geweld, wrede aanvalle. Ons leef in 'n tyd dat wanneer ons om 'n braaivleisvuur staan, dan hoor ons hoe mense sonder hoop is. Nie meer moed het nie meer krag het om aan te gaan. Ons beleef ook fisiese moeilike omstandighede. En nou wanneer ons na die boek Habakuk kyk, dan lees ons ook dat die geestelike omstandighede nie maklik was nie. Want Habakuk verwys na die sogenaamde teodisie-vraag. Die vraag, waar is God wanneer gelowiges swaar kry? Waar is die Here se betrokkenheid wanneer gelowiges nood beleef? Dis die tipe vraag wat in Habakuk gevra word. Vrae soos in Habakuk 1 vers 2, hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Het u al ooit gevoel u bid en u wil dit vra vir Here? Hoe lank nog, Here? Here, ek pleit, u hoor my. Vrae soos, waarom beleef gelowiges pyn en lyding en swaar kry en verlies en seer? En ons kan met hierdie geestelike omstandighede vandag vergelyk. Want as ons regtig eerlik is daar tye in ons lewe ook, waarin ons nie die teenwoordigheid en betrokkenheid van die Here in ons onmiddellike omstandighede of konteks beleef nie. Daar is ook tye in ons lewe waarin ons die Here se nabyheid soek en daarna smag. Daar is tye wanneer ons twyfel in ons geloof. Wanneer ons worstel, tye in ons geloofslewe wanneer ons nie groei beleef nie. En ons kan met hierdie geestelike omstandighede wat in hierdie boek beskryf word, kan ons meer vandag vergelyk ook. Ons lees hierdie boek en ons kan eintlik ons eie fisiese en geestelike omstandighede raak lees wanneer ons hierdie boek lees. Want fisies en geestelik beleef ons almal met tye uitdagings. En daarom maak ons nie altyd sin van vers 18 nie. Daarom verwag ons nie die woorde van vers 18 nie. Want vers 18 sê, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. En nou kan ons vra, maar hoe kan hierdie profeet dit sê? As dit fisies en geestelik nie goed gaan nie, hoe kan hierdie profeet dit sê?
Dit sou meer sin gemaak het om in 'n goeie tyd te sê, ek jubel en ek juig in my Here. Maar hy beskryf in hierdie boek die moeilike fisiese en die moeilike geestelike omstandighede en dan skryf hy nogtans hier, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Hy jubel en juig in moeilike fisiese en in moeilike geestelike omstandighede. Nogtans jubel en juig hy. En wanneer ons na die konteks en die realiteit kyk van hierdie skrywer, dan is dit bo ons begrip en bo ons verstand, want ons verstaan nie, hoe kan hy dit nog steeds bely nie? Maar wanneer ons teruggaan na die begin van hierdie perikoop toe, dan sê hierdie gedeelte in hoofstuk 3 vers 1, 'n gebed van die profeet Habakuk. 'n Gebed. So hierdie profeet het ongeag van sy eie realiteit en konteks die voorreg besef om na die Here toe te gaan, nogtans in gebed. En in sy gebed het hy geleer om die Here te vertrou. In sy gebed het hy die teenwoordigheid en die nabyheid van die Here opnuut ervaar en beleef. In sy gebed het hy beleef hoe die Here hom hoop gee, hoe die Here hom troos, hoe die Here sy krag vernuwe. Hierdie profeet het die voorreg besef van ons kan in gesprek tree met God, ongeag van ons moeilike fisiese en geestelike omstandighede. Ons het die vrymoedigheid om in gebed met ons hemelse Vader alles te deel, oor enigiets te praat, dit voor sy voete neer te lê. Die skrywer kon eintlik hier ophou skryf het. Maar dan gaan hy verder en hy sê, die Here is sy bron van alle krag. En verder sê die skrywer ook dan, dat die Here sy voete maak soos die van 'n ribbok. En dis 'n baie interessante vergelyking, want wanneer ons kyk na bokke, het hulle nie sagte, mooi voetjies nie. Nee, bokke het harde hoewe. Harde hoewe wat so gemaak is, so gevorm is, sodat dit juis op klipperige en harde grond kan loop. Harde hoewe om op hoë en gevaarlike plekke te kan loop, op berge en kraanse te kan loop. En so weet ons dat hierdie lewe, die lewenspad wat ons elkeen stap, somtyds 'n klipperige pad is. Somtyds berge en kraans in die pad het. Dat ons somtyds ook in ons lewe by hierdie berg kom en sê, maar hoe gaan ek oor hierdie berg kom? Hoe gaan ek oor hierdie kraans klim? Hoe gaan ek hierdie klippe in my pad hanteer? En hier kom Habakuk en hy skryf vir ons, maar die Here maak ons voete soos die van 'n ribbok.
Hy maak ons bereidwillig, hy maak ons bekwam, hy rus ons toe. Met die harde hoewe wat ons nodig het, vir die lewenspad wat ons elkeen moet stap. En dan beloof die Here ook sy teenwoordigheid en sy betrokkenheid. Dat hy nooit op hierdie lewenspad ons alleen sal los nie. Selfs wanneer dit voel ons loop op 'n kraans en ons wil gly of val, die Here se teenwoordigheid is by ons. Selfs op hoë en gevaarlike plekke. Selfs in die donker dieptes verlaat hy ons nie. Selfs al is daar berge en kraanse en klippe in ons pad, is die Here by ons. Die Here beloof sy teenwoordigheid. En hy beloof dat hy altyd sal luister wanneer ons in gesprek met hom tree. Ons hemelse Vader weet ons is afhanklik van hom. En daarom beloof hy ook in sy woord dat sy genade en sy liefde ons sal dra. Wanneer ons voel ons kan nie alleen loop nie, wanneer ons voel ons val, wanneer ons voel die berge en die kraanse en die klippe is net te veel. Want selfs in moeilike fisiese of geestelike omstandighede is God by ons. Kan ons in gesprek tree met hom. Wanneer ons Habakuk lees, dan lees ons sy gebed, maar ons lees nooit dat hy antwoorde vir al sy vrae gekry het wat hy gebid het. En so ook wanneer ons bid, kry ons nie altyd antwoorde vir al ons vrae nie. Maar tydens ons gebed gebeur wat met Habakuk in sy gebed gebeur het. Ons groei nader aan die Here. Ons word toegerus om te volhard in die geloof. Ons leer om op ons hemelse Vader te vertrou, ongeag van ons realiteit, ongeag van ons konteks en omstandighede. Ons leer hoe die Here ons versterk, ons krag gee, ons innerlik vernuwe. En ons beleef die Here se nabye teenwoordigheid op 'n ander manier. En daarom, wanneer ons hierdie beleef, wanneer ons ongeag van ons omstandighede daagliks in gesprek met die Here tree, dan beleef ons hoe ons kan sê, maar ons kan nogtans jubel in die Here. Ons kan nogtans juig in God. Want God het ons nogtans lief. God gee vir ons nogtans sy teenwoordigheid, sy genade en sy liefde. Hy het ons nogtans lief. Geliefdes, ons sien hierdie gebed ook in Jesus Christus. Daar in Getsemane waar hy gebid het, laat die bloed so sweet by hom afloop.
dat sy hemelse Vader die lydensbeker by hom sal laat verbygaan. Maar net daarna het hy ook die woorde gebid, nie sy wil nie, maar sy hemelse Vader se wil. En so sien ons aan die kruis, en met al die kruiswoorde dat Jesus aan die einde van sy lewe en in sy diepste lyding en pyn nie opgehou het om met sy hemelse Vader te praat nie. Jesus het nogtans vir ons aan die kruis gesterf. Nogtans het hy ons sonde vir ons gedra. Nogtans het hy ons gewys hoe om in moeilike fisiese en geestelike omstandighede aan te hou om te bid, aan te hou om te vertrou op ons hemelse Vader, aan te hou om te volhard in gehoorsaamheid. Geliefdes, mag ons ongeag van ons fisiese en geestelike omstandighede nogtans bid, nogtans jubel en juig in die Here, nogtans bely dit is wel met ons siel. Mag ons nogtans die nabyheid en die genade en die liefde van ons Here beleef en ervaar in ons elkeen se lewe. Want die Here is nogtans betrokke en teenwoordig in ons elkeen se lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee voordat ons afsluit vir ons offergawes. Liefdes, ons gaan die erediens afsluit deur die slotlied saam te sing en dan gaan ons bly staan vir die seëngroet en afsluit met die amen. Kom ons sing staande die gebedslied saam.
Ontvang die seën uit Numeri 6 verse 24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.